Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre. Is lekker om almal van julle te sien. Kan amper nie dink is Woensdag nie. Ons laaste dag in die week, Sondag maak ons klaar wat kom met die laaste 2 poorte. Ek moet vir sê ek weet nie van u nie, maar vir my en ek praat namens Dominee Richie ook, is hierdie 'n geweldige lekker Pinksterreeks. Vir ons was dit baie lekker om te kyk na die verskillende poorte, die verskillende betekenisse, en hoe dit ook in ons geloofsreis inpas en hoe dit ons geloofslewe voller maak. En daarom wil ek vir dankie sê dat jy hierdie week hier was, dat jy dit saam met ons geniet het en my gebed is ook dat die Here vanmôre ons sal seën en ook vanmôre hierdie boodskap in ons harte sal vestig. Ons kyk vanmôre, ons gaan so 2 poorte net eers oorslaan. Ons gaan Sondag kyk na die Fonteinpoort en die Waterpoort. So ons slaan nou in die omgaan van die muur, slaat ons nou hierdie 2 poorte vandag om. Ons kom Sondag terug na hulle toe. En ons kyk vanoggend na die Oospoort. Besondere poort en ek dink 'n poort wat diep betekenis vir ons geloofslewe het. Maar kom ons sit so, dan raak ons stil vir 'n oomblik. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin met 'n lied vanoggend, 'n pragtige lied, lied 267 en ons sing daarvan vers 1 en vers 2. Is hierdie die regte een? O, vonk. Ekskuus. Broers, dit is 'n vonk. Ek het amper die verkeerde lied hiermee weggetrek. Kom ons sing 2, hoeveel verse het hierdie ene? Kom, broers en susters, ekskuus. Ek het in my liedboek gekyk, ek het Willem se boodskap verkeerd gelees. Kom ons staan en sing ons lied vonk 267 en ons sing vers 1, 2 en 4. Baie dankie. Baie dankie. Broers en susters, jy kan die Bybels oopmaak vanoggend by Nehemia hoofstuk 3 en ons gaan saam lees van vers 29 af. Nehemia hoofstuk 3 vanaf vers 29. Ons gaan net 2 verse lees en dis op bladsy 513 in my Bybel. Jy kan ook die Bybels oophou. Ek gaan so hier en daar ook na ander teksgedeeltes toe verwys, onder andere na Esegiel toe. Maar u kan net daar oophou, Nehemia hoofstuk 3 vanaf vers 29. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, as ons vanoggend stil word, dan dank ons u vir die liefde en die genade. Here, ons dankie vir hierdie Pinksterreeks wat ons kan volg en kan inspireer. Heilige Gees, u wat ons harte aangryp. As ons na hierdie poorte kyk in die stadsmuur van Jerusalem. Here God, ons staan elke keer verwonder oor die grootheid. Wanneer ons die almagtigheid ook in die beplanning van iets soos 'n stadsmuur sien. En Here, hoeveel mense deur daardie poorte gegaan het. Hoeveel stories vertel is. Maar Here, ook hoeveel lewens verander is in die tempel en ook in Christus. As ons vanmôre kyk na die Oospoort, Here, wil ons vra, breek asseblief ons harte oop. Here, dat hierdie poort vanmôre ons tot diepe insig sal bring. Dat hierdie poort vanmôre vir ons hoop sal gee in ons lewe. Here, dat ons ook die dag sal sien breek
in ons harte en in ons lewens. Heilige Gees, bring vanmôre u woord na ons toe. Breek dit vir ons oop en lê dit vir ons uit. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ek begin by vers 29 en net so iets interessants. Weens ek gaan so 'n stukkie lees en so opmerking maak wat nie deel is van vanoggend nie, of van die preek nie, maar net wat interessant is vir my. Vers 29. Sadok, seun van Immer, het die volgende stuk gebou, die reg oor sy huis herstel. En Semaja, seun van Sekanja en opsigter van die Oospoort, die volgende stuk. En dan net hierdie vers wat ek net iets wil sê oor. Die volgende deel is herstel deur Hananja, seun van Selemja, en Hanun, die 6de seun van Salaf, en die volgende deur Mesulam, seun van Berekja, tot reg oor sy kamer. Nou broers en susters, net 'n interessante opmerking, en jy sal agterkom dat ek nie bedankings gedoen het voor die tyd vanoggend nie. Interessant, Mesulam, ons lees die tweede keer in die herbou van die muur van Mesulam. Ons lees in vers 4 van hom. En wat van Mesulam gebeur is, hy is een van die enigste bouers wat op 2 verskillende tye, op 2 verskillende plekke aan die muur help bou. En die rede daarvoor is die intense ywer wat hy vir die Here het. Mesulam, en dit is wat die kommentare sê, toe hy klaar met die een deel van die muur, toe gaan soek hy nog werk vir die Here wat hy kan doen. En ek wil vanoggend, voordat ons by die Oospoort kom, net baie dankie sê vir almal wat deel het aan hierdie Pinksterreeks. Ek dink aan oom Jannie daar agter, Karen en Wilhelmine voor, broers en susters wat hulle tyd opgeoffer het om dit vir ons te doen, en hulle doen dit vir die Here. Ek wil dankie sê vir Julius. Ek wil dankie sê vir elkeen wat sop gemaak het, wat broodjies gemaak het. Ek wil vir elkeen dankie sê wat hier is. Want broers en susters, ons ywer vir die Here maak dat ons net nooit genoeg kan kry nie. En dit is hoekom ek net hierdie gedeelte wou lees, om te sê dat die Here sien ook hierdie werk raak. En is wonderlik dat Mesulam sy werk vir die Here doen. Maar kom ons kom weer terug by die Oospoort. En ons kyk vanmôre baie spesifiek na hierdie Oospoort in die stadmuur van Jerusalem. Ons gaan vanmôre aan met ons reis om die muur van Jerusalem, en ons staan vanoggend stil by die Oospoort. Nou, ek weet nie wie van u die fliek Shrek ken nie. Nou, dis 'n fliek eintlik wat kinders baie graag kyk, maar wat ons ou mense ook geniet. Sonder dat ons dit eintlik herken. Dit gaan oor Shrek is hierdie ouger. Ek dink is 'n troll in Afrikaans as ek dit reg het. Maar hy's hierdie groen mannetjie met sulke snaakse ore. En dan word al hierdie magical creatures gevang, en die koning het nou 'n opdrag, en hy stuur vir Shrek om hierdie opdrag te gaan uitvoer. Hy stuur hom op 'n quest. En dan ontmoet hy 'n pratende donkie. Ontmoet Shrek nou. Dis nou hierdie interessante karakters. Nou, as ek aan die Oospoort dink, dan dink ek aan Shrek, en ek dink aan donkie se quest. Die rede daarvoor is, op stadium nou gaan hulle op hierdie quest. Nou, Shrek is hierdie troll, en almal is bang vir hom, en daar's al hierdie stories oor hom, en dan beleef hy en donkie, hierdie diep oomblik. En dan wil Shrek nou vir donkie verduidelik, maar ougers, trolle, is eintlik nie so sleg as wat mense dink nie. En dan gebruik hy 'n vergelyking. Dan sê hy, ougers are like onions. En dan sê hy, onions have layers. En donkie het nie 'n idee wat dit beteken nie. Dan sê donkie vir hom, maar koek het ook laag. En dan sê Shrek vir hom, nee, eie. En dan sê jy moet hierdie eie afskil sodat jy by die hart kan uitkom. En Shrek wil nou sê, ougers het ook 'n hart. Nou as ek aan die Oospoort dink, broers en susters, dan dink ek aan daai toneel uit Shrek uit. Want die Oospoort is soos 'n ei. Jy ken daai Russian dolls wat jy so uithaal, dan word hulle al kleiner. Dis soos 'n ei se laag wat jy afskil. En hoe meer jy afskil, hoe nader kom jy aan die hart, hoe nader kom jy aan die sappige waarheid en kern van die ei en van hierdie Russian doll. En vanmôre gaan ons die laag van hierdie Oospoort afskil. En broers en susters, ek moet vir u voor die tyd waarsku. Hier's baie inligting vanoggend.
Want hierdie poort is 'n ongelooflike poort. Hierdie poort word die poort van hoop genoem. En as ons vanmôre kyk en ons begin die laag van hierdie oospoort so afskil, dan kan jy nie anders as om verwonderd te staan voor die grootheid van God nie. Nou net 'n paar interessante feite oor die oospoort. Nou die eerste ding van die oospoort is, as jy deur die oospoort uit Jerusalem uitkom en ook as jy van ander kant af in Jerusalem inkom, een van die eerste dinge wat jy raak sien aan die buitekant van die oospoort is die Olyfberg. Ons gaan nou kyk hoekom dit belangrik is. Die Olyfberg is so ongeveer 100-150 meter van Jerusalem af. Hulle het gepraat van 'n Sabbatsreis. Jy kon 'n Sabbatsreis Olyfberg toe onderneem. Die tweede ding wat jy gesien het, wanneer jy in die oospoort staan, is die tuin van Getsemane. Wat 'n geweldige belangrike betekenis het, en vir ons ietsie sê oor die betekenis van die oospoort. Die derde belangrike ding wat ons moet weet, en 'n interessante feit oor die oospoort, is dit was waar Jesus ingekom het op Palmsondag op die rug van die donkie. Die laaste week voor hy gekruisig is, kom Jesus deur die oospoort gestap, en dit is 'n geweldige belangrike moment. Ons gaan nou daarna kyk, dis die vervulling van 'n profesie wat 600 jaar terug gemaak is. En dan die vierde ding is, 'n mens kan dit uit die naam uit aflei, die oospoort lê aan die ooste kant van Jerusalem. En die ooste kant word algemeen geassosieer met die breek van die dag, die nuwe dag. Nou, die oospoort wat interessant is, wat aan die ooste kant lê, is die eerste poort wat in die oggende oopgemaak is. Die oospoort is die heel eerste poort van al die poorte wat oopgemaak is. Hulle vertel wat sou gebeur is, die hoof van die wagte sou voordat die dag breek, sou aan die binnekant van die muur van Jerusalem staan, en dan sal hy opkyk na die wagte bo op die muur, en dan sal hy uitroep, en hy sal vra, wagte op die muur, watter nuus uit die nag? Is nog pikdonker in die stad Jerusalem, en dan staan hy by hierdie oospoort, en dan roep hy na die wagte bo op die muur, en hy vra vir hulle, wagte op die muur, watter nuus uit die nag? Bedoelende, is daar vyande? Het daar iets gebeur? Was daar 'n brand in die stad? Wat se nuus uit die nag uit? En dan sal die wagte op die muur antwoord en sê, dagbreek is op pad. Ek sien die dag breek op die horison. Die son is binnekort op. Bedoelende, alles het goed verloop in die nag. Die nag is verby, die dag is besig om aan te breek. 'n Nuwe begin, 'n nuwe hoop. Want in lig sien 'n mens kans vir meer dinge. Gewoonlik moes as jy in die aand in jou bed lê en jy word die 3 uur, 4 uur wakker, ek weet jy ken daai tye, dan begin jy rondrol en dink aan alle probleme in jou lewe en alles lyk net soveel groter. En môreoggend as die son skyn en jy dink aan dieselfde probleem, dan dink jy, hoe kon hierdie ding my so lank wakker gehou het? En dis die breek van die dag by die oospoort. Broers en susters, dit is waarom hierdie poort die poort van hoop genoem word. Ook the golden gate, die goue poort. Want dit is in hierdie area, dit is hier waar 'n klomp dinge gebeur, waar die dag vir jou en my begin breek. Kan jy onthou in Johannes Evangelie, toe die vroue die môreoggend vroeg by die graf van Jesus uitkom, baie pertinent staan daar in die Evangelie, die môre vroeg, toe die son begin opkom, het die vroue by die graf van Jesus gekom, die klip was weggerol en die graf was leeg. Die oomblik toe die dag begin breek, is amper asof die vroue wil staan by die graf van Jesus, toe die lig vir die wêreld begin breek met die opstanding van ons Here Jesus Christus, en wil vra, wat is die nuus uit die nag? Wat is die nuus uit die graf? En dan antwoord Jesus om te sê, ek sien die dag breek. Die nuwe groot dag is op pad. En ons gaan vanmôre na hierdie boodskap van hoop kyk. Maar broers en susters, as ek kyk net na God se wysheid, dan slaan dit my asem weg. So kom ons kyk na so 'n paar goeters en so 'n paar interessanthede vanmôre
oor die evangelie in die Oospoort. Hoe verkondig die Oospoort in die muur van Jerusalem aan ons die evangelie van hoop? Nou, ek het nou gesê, die eerste ding wat belangrik is die Oospoort, of jy nou ingaan of uitgaan, jy kan nie die Olyfberg miskyk nie. Jy kan nie. Nou, ek het al baie vir u gesê, en almal van u weet, ek was baie lief vir my ouma. En nie almal beter as ek ken die uitdrukking, en my ouma het dit vir my geleer. Sy het altyd gesê, oud word is nie vir sissies nie, en ek ken dit almal baie goed. En ek het bietjie gaan dink oor hierdie gesegde, en toe dink ek, oud word is nie vir sissies nie, en vir 'n klomp redes. Maar een ding wat met ouderdom saamkom, is stories. Hoe ouer jy word, hoe meer verhale het jy om te vertel. Hoe meer stories het jy om te vertel. En ek onthou, altyd toe ek by my oupa en my ouma gaan sit, en na hulle lewensstories geluister. Dit was altyd vir my fascinerend, en ek kon ure en ure lank luister na hulle stories. Ek kon luister oor hoe my ouma groot geword het, en hoe my oupa groot geword het, en my oupa was lief om te vertel van sy grootword jare, en elke keer as hy dieselfde storie vertel het, dat hy so 'n bietjie bygelieg. Eers het hy 3 kilometer skool toe geloop, en later was dit 3 myl, en toe was dit kaalvoet, en toe was dit sommer in die middel van die somer in sneeu ook. Ek kon net nie genoeg kry van my oupa se stories nie. En dan het hulle my vertel hoe hulle ontmoet het. En my ouma het altyd die grap gemaak en gesê, sy my oupa moes trou. En dan is ook altyd so verbaas, hy ouma, wat bedoel ouma? En sy sê, nee, ons was lief vir mekaar, so ons moes trou. En dan het hulle my vertel hoe hulle besigheid begin het. Hulle het 'n garage gehad in Tennyson, wat baie suksesvol was, maar hoe hulle hard gewerk het. En dan het my ouma my ook altyd vertel van 1947. Dalk is daar van u wat die datum onthou. Die jaar toe Queen Elizabeth Suid-Afrika besoek het, 1947. My ouma het altyd vertel hoe opgewonde die land was, en hoe mense net alles gedoen het om hierdie queen te sien. Ek onthou toe ek in Arlington was, hoe hulle vertel het, hoe daar koek gebak is, en daar stalletjies gemaak is, langs die treinspoor, ensovoorts. En my ouma het my altyd vertel van die jaar toe die queen Suid-Afrika besoek het. Kan jy die storie dink van iemand wat moet sê, ek het die queen gesien met my eie oë? Jou broers, susters, het my altyd so opgewonde gemaak. Ek het die queen gesien. My ouma het nie van die koningin gepraat nie, sy het die queen gesien. Op die Olyfberg is daar 'n boom wat 'n storie kan vertel. Broers en susters, 'n storie wat ek en jy amper nie sal kan glo as die boom het vir ons moet vertel nie. Daar's 'n boom op die Olyfberg wat net meer as 2000 jaar oud is. Wat toe hy 'n spruit was, nog nie eens in sy tienerjare nie, self op die Olyfberg die hemelvaart van ons Jesus Christus gesien het. Want dis een van die groot gebeure waarvan ons lees in Handelinge 1, van Jesus wat op die Olyfberg saam met sy disippels is en opvaar hemel toe. Broers, ek het die voorreg gehad om by daardie boom te staan. Ek kan nou nie sê dis presies langs hierdie boom waar Jesus opgevaar het nie, maar dis in daardie area. Die boom gee ook nie vir jou 'n magiese krag nie. Daar's nie 'n elektriese bolt wat jou tref nie, maar om te dink, hierdie boom het die hemelvaart van ons Here Jesus Christus gesien. Die enigste lewende organisme vandag nog wat teenwoordig was die dag toe ons Here Jesus Christus in die hemel opgeneem is. Wow. En dis wat jy sien as jy by die Oospoort instap of uitstap. Dis nie toevallig nie, broers en susters. God beplan hierdie goed in sy goddelike alwysheid. En as jy by die Oospoort uitstap, 150 meter verder is die Olyfberg. Jy kan dit nie mis nie. Enige reisiger wat in Jerusalem inkom of uitgaan, kan nie anders as om die Olyfberg raak te sien. En wat jy vandag sien, is die hemelvaart. Want daar is nie 'n ding soos toeval nie. As jy in die oggend in die stad Jerusalem inreis, sien jy die Olyfberg. Jy begin jou dag met die Olyfberg. As jy vanaand 'n reisiger is wat uit Jerusalem uitgaan, sien jy die Olyfberg en vandag staan dit as die simbool van die hemelvaart
van ons Here Jesus Christus. En dis vir my wow. Dis waarop die Oospoort ons gedagtes fokus. Ons verlosser, Jesus Christus, het opgevaar hemel toe. Dis die evangelie in die Oospoort. Maar dan lees ons verder in Johannes 14, en jy ken hierdie gedeelte van Jesus wat aan sy disippels hierdie hemelvaart beskryf. Hy verduidelik dit vir hulle. Nou, ek het altyd vir mense gesê, en broers en susters, ek is nou op 'n ouderdom waar ek besef hoe waar dit is. Die grootste eer wat 'n kind sy ouers kan aandoen, is om eendag hulle vriende huis toe te bring. Daar's geen groter eer vir 'n ouer. As jy by jou huis is en jou kinders kom en hulle sê, ek wil julle graag voorstel aan my pappa en my mamma. Ek wil julle graag wys hoe my huis lyk, want ek is trots op my huis. Nou in Johannes 14 doen Jesus dit. Jesus praat met sy disippels en hy sê, ek kan nie wag om julle my pa se huis te gaan wys, my vader se huis nie. Hy sê, julle weet waarheen ek gaan. Hy sê, julle moenie ontsteld wees nie. Ek gaan na die huis van my vader toe, en hy praat van hierdie gebeurtenis wat voor lê op die Olyfberg. En hy sê, ek gaan na hierdie huis van my vader toe, en ek gaan vir julle plek gereed maak. Moenie bang wees nie, en julle ken die pad daarheen. Volg my. Dis die evangelie van die Oospoort. Jesus wat staan met sy disippels en praat en sê, ek gaan vir julle plek gereed maak. Ek kan nie wag om julle my vader se huis te wys nie. En al wat jy sien as jy deur die Oospoort uitstap, is die Olyfberg. En al wat jy kan dink, is ek kan nie wag om die huis van my vader te sien nie. En dan is daar 'n ander teksgedeelte in die Bybel wat ook afspeel hier by die Oospoort. My gunsteling teksgedeelte in die Bybel, Handelinge 7. Dis die verhaal van Stefanus. Stefanus het tot bekering gekom omtrent so jaar en 'n half nadat Jesus opgevaar het hemel toe, dalk so 'n bietjie voor dit. Maar die verhaal van Stefanus speel af 'n jaar en 'n half nadat Jesus opgevaar het hemel toe. Stefanus gaan na die Joodse raad toe en hy vertel vir hulle van die opstanding van Jesus en hy praat met hulle oor die hemelvaart en dan raak hierdie Joodse raad so kwaad vir Jesus. Want ons gaan nou weer sien, mense raak kwaad vir die evangelie en die stupid goed wat hulle doen. Maar hierdie mense raak so kwaad vir Stefanus, hulle sleep hom by die stadspoort uit, heel moontlik deur die Oospoort. En dan stenig hulle hom. Teken hulle grawe 'n gat in die grond, omtrent so diep soos jou skouers, hulle gooi jou daarin, en dan gooi hulle jou met klippe dood. Dit gebeur by die Oospoort. En dan met sy oë gerig op die Olyfberg, sê Stefanus die volgende woorde. Broers en susters, ek gaan nou sy woorde sê, en ek hou van stories, maar baie mense vra altyd, Rian, as jy so in die aand draf, of jy ry so laat in die aande fiets, is jy nie bang nie? Is daar nie mense wat jou gaan vang nie? En dan sê ek altyd vir mense, what a way to go, doing what you love. Nou dink aan Stefanus, what a way to go. Hy's besig om gestenig te word, omdat hy opstaan vir sy Here Jesus Christus. Hy kyk na die Olyfberg, waar Jesus opgevaar het. En dan roep hy die volgende, hy sê, kyk, ek sien die hemel geopen, en die seun van die mens, wat aan die regterhand van God staan. Broers en susters, die hemelvaart is waar. Stefanus is besig om gestenig te word, en wat sien hy? Hy sien die Olyfberg, en hy sien Jesus, wat opgevaar het, en opstaan in die hemel. En dan sy twee laaste sinne in sy lewe. Hy sê, Here Jesus, ontvang my gees. En dan, Here, moet hulle nie hierdie sonde toereken nie. En dan staan daar in Handelinge, en met hierdie woorde het hy gesterf. Met hierdie woorde op sy lippe, is amper asof die laaste woord nog nie oor sy lippe is nie, sterf hy. En in hierdie oomblik gebeur 3 wonderwerke. Die bevestiging en die waarborg en die bewys dat die hemelvaart van Jesus plaasgevind het. Stefanus sien die geopende hemel by die Oospoort. Tweedens, hy gee sy lewe
aan God oor. Let go and let God. En 3, in sy hart kom vergifnis. Die grootste wonder van almal. Want dis wat gebeur as jou oë gerig is op die oospoort. Dis wat gebeur as jou oë in die oospoort die Olyfberg raak sien. Tweede ding, Getsemane. Ons almal ken die verhaal van Getsemane. Getsemane, direk vertaal, beteken olyfpars. Nou, as jy na die Olyfberg kyk, op die voet van die Olyfberg, is die tuin van Getsemane. Waar Jesus die aand voor sy kruisiging gevange geneem is, en ons weet wat daar gebeur. Nou, interessant, daai tuin, Getsemane, beteken letterlik vertaal olyfpars. Want daar was 'n olyfboord gewees, baie olyfbome, en daar was 'n pars gewees waar hulle olyfolie uit die olywe uitgehaal het. Nou, interessant, daar's 'n spesifieke proses wat in Jesus se tyd gevolg is om olyfolie te kry. Olywe is 3 keer gepars. En jy 3 verskillende tipes olie gekry wanneer jy olywe pars. Die eerste een is, hulle het olywe in mandjies gegooi, sulke gewefte mandjies, en dan het hulle mandjies so op mekaar gepak. En dan het dit gelos, en dan het gravitasiekrag gedruk en dan het daar so 'n klein bietjie olie hier uitgetap. En dit was die suiwerste olie. Die eerste olie van die olywe. En dit is gewoonlik gebruik in die tempel. Dis die eerste pars. Die tweede pars, nadat dit nou gebeur het en dit het 'n rukkie gevat, vat hulle hierdie olywe en dan gooi hulle dit in 'n pars en dan druk hulle dit en dan loop hierdie olie uit. En dit was 'n goeie olie gewees. Hierdie olie is gewoonlik gebruik in medikasie en is gewoonlik gebruik in salf en baie keer in kos is hierdie olie ook gebruik. Dis 'n baie goeie kwaliteit olie. En dan nadat hulle dit nou gepars het, het hierdie pulp agtergebly. En dan het hulle nou hierdie pulp bymekaar gemaak en dit weer in die pars gegooi en 'n laaste keer gepars en dit was 'n vuiler tipe olie, maar daar het nog steeds olie uitgekom en hierdie olie het hulle gebruik vir kersse en vir lampe. Nou broers en susters, dit is 'n simboliese betekenis van wat met Jesus gebeur. Jesus word 3 keer gepars. Hoeveel keer gaan bid Jesus in die tuin van Getsemane? 3 keer. 3 keer gaan bid hy om krag, vertroosting en hoop te kry vir die beker wat voor lê. En dan aan die kruis word elke druppel bloed van Jesus uitgepars. En hier is die wonderlike. Die eerste bloed is amper asof dit gegiet word in die tempel. Nou, in Getsemane gebeur daar 'n baie interessante ding. Toe Jesus in Getsemane was en die hoofpriester kom maar aan met die priesterlike wag, kan jy onthou, Petrus is mos baie voortvarend, ruk sy swaard af en slaan die handlanger, die tweede in bevel van die hoofpriester, kap hy sy oor af, Malchus, kap Malchus se oor af. En dan gebeur 'n interessante ding, Jesus vat die oor van Malchus en hy heg hom. Het jy al ooit gewonder waarom dit is? Jesus bewys nie sy almag nie. Dis nie 'n wonderwerk wat Jesus doen nie. Dis 'n teken van die bloed wat op die altaar van die offer moes gebring word as die finale offer. Want jy sien, toe Petrus Malchus se oor afkap, was dit 'n handeling gewees wat beteken het dat Petrus ter dood veroordeel sou word. Want 'n slag aan enige onderdaan van die hoofpriester is so goed jy doen dit aan die hoofpriester self en daardie handeling was strafbaar met die dood. So Petrus moes ter dood veroordeel het. Maar wat doen Jesus? Die oomblik toe hy Malchus se oor herstel, vat hy alle bewyse van 'n misdryf weg. Hy vee alle tekens van 'n oortreding wat Petrus begaan het, vee hy uit. Daarom sou daar 'n saak teen Petrus gemaak het en Petrus staan in die hof, sou hy kon sê, waar is die bewys? Want Jesus kom en hy vat die bewys van die oortreding weg. Dis die eerste druppel bloed. Dis wat die offerlam doen. Jy staan voor God, skoon gewas deur die genade van Christus. Die tweede druppel bloed, die tweede pars, is sodat die bloed van Jesus genesing kan bring in jou lewe. Maak nie saak wat jy deurgegaan het in jou lewe nie. In Getsemane, aan die kruis,
het sy bloed gevloei en is Jesus gepars, sodat ek en jy genesing kan hê, emosioneel, geestelik, fisies. En derdens, sodat ek en jy die lamp kan wees in die wêreld. Dis wat jy sien. As jy aan die voet van die Olyfberg Getsemane sien. Olyfpers. Derdens en laastens, die oospoort self. Broers en susters, en is hier waar ek vroeër vir u gesê het, my kop te klein is. Want by die oospoort gebeur daar een van die wonderlikste dinge in die geskiedenis. 'n Belangrike profesie in Esegiel word vervul. Nou as die Bybels oop is, wil ek graag vir u hierdie profesie lees. Die profesie is in Esegiel hoofstuk 10. Dit gebeur rondom die jaar 597 voor Christus. Dis wat die kommentare algemeen ooreenkom dat Esegiel hierdie profesie sien. Wat gebeur is, dis 9 jaar voor die vernietiging van die stad Jerusalem. 9 jaar voordat die Babiloniërs kom en Jerusalem vernietig en die Israeliete in ballingskap wegvoer, kom die Here en hy verskyn en hy gee 'n profesie, 'n beeld aan Esegiel. En ek wil dit vir julle lees. Dis Esegiel 10 vers 18 en 19. Hoor wat sê hy? Hy sê: Die magtige teenwoordigheid van die Here het van die tempel se drempel af beweeg en bokant die gerubs gaan staan. Die gerubs het hulle vlerke gespan en voor my oë van die grond af opgestyg. Toe hulle beweeg, is die wiele saam met hulle. Die gerubs het by die ingang van die oostelike poort van die huis van die Here gaan staan en die magtige teenwoordigheid van Israel bokant hulle. Wat word hier beskryf? Die teenwoordigheid van die Here, en dis wat Esegiel sien. Die teenwoordigheid van die Here verlaat die tempel deur die oospoort. Met ander woorde, die Here verlaat Jerusalem. As gevolg van die sondigheid van die volk, as gevolg van die ongehoorsaamheid, die hoogmoed, verlaat God die tempel. Dis die visioen wat Esegiel sien. 9 jaar later gebeur dit. Dit wat die Israeliete gedink het nooit kan gebeur nie. Die Babiloniërs val Jerusalem aan en hulle vernietig die tempel, hulle vernietig die stadspoorte. Jerusalem word in pyn gelaat. Die visioen van Esegiel word waar. Bonnie M skryf 'n liedjie hieroor. By the rivers of Babylon, jy ken dit. Where we sat down, yea, we wept. When we remembered Zion. Dis 'n direkte aanhaling van Psalm 137. Bonnie M, bekende popgroep, vat Psalm 137, hierdie vernietiging van Jerusalem, waar die Israeliete in ballingskap weggevoer word in die jaar 586 voor Christus, skryf Bonnie M van. En dis wat Esegiel sien. Maar dan in ballingskap, 24 jaar later, kry Esegiel 'n tweede visioen. En hy skryf dit in Esegiel hoofstuk 34 vanaf vers 1. Hy sê: Daarna het die man my na die poort toe gebring wat oos gekyk het. Die oospoort. Daar sien ek toe die magtige verskyning van die God van Israel uit die ooste uit. Die stem van die Here was soos 'n gedruis van die waters en sy magtige verskyning het die hele aarde verlig. Die gesig wat ek gesien het ooreengekom met die gesig wat ek gesien het toe die verwoesting die stad moes aankondig en ook die gesig wat ek aan die Kebar rivier gesien het. Ek het platgeval. Die magtige teenwoordigheid van die Here het deur die oospoort na die tempel toe beweeg. 24 jaar later sien Esegiel 'n tweede visioen. Die Here sê Esegiel, die Here sal terugkeer na hierdie stad. 600 jaar later ry Jesus op die rug van 'n donkie deur die oospoort. Broers en susters, as dit jou nie laat uitslaan in hoendervleis nie, dan weet ek nie. Want dis die vervulling wat die oospoort bring.
die koms van ons Messias. Hy kom oor die Olyfberg, hy kom verby die Olyfberg, deur Getsemane, by die oospoort in, om 600 jaar later, hierdie visioen, hierdie profesie te vervul. Maar dan skil ons nog 'n laag van hierdie ei af. En ons blaai na Handelinge toe. Handelinge 1 vers 11. Die sê toe vir hulle, dis die engele, dis Jesus se hemelvaart word beskryf. Dis Handelinge 1 hier van vers 8 en vers 9 af. Jesus vaar op hemel toe. Jesus het opgevaar van die Olyfberg af, hy het opgekyk. En dan staan hierdie disippels en kyk na Jesus wat opgevaar het en dan praat een van die engele met hulle. Dan sê hy vir hulle in vers 11, hy sê die engel sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staar julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat julle van julle af hemel toe sien opgeneem is, sal net so terugkom soos hy hemel toe opgegaan het. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan, van die berg af, dit is die Olyfberg, vlak by die stad, 'n Sabbatsreis, deur die oospoort. Nou wat dit beteken is, dit wys die hemelkoms of die wederkoms van Jesus Christus. Daardie dag sal hy neerdal soos hulle hom gesien het, Olyfberg toe. Dis die Joodse tradisie, dis wat hulle glo, die Christene. En dan sal hy deur die oospoort kom. Nou, ek het nou vir u gesê, mense sal stupid dinge doen om die evangelie te keer. In 1541 is daar 'n moslem met die naam Suleiman. Hy's van die Otto-klan. En wat hy doen is, hy besluit, hy sal nie toelaat dat die Messias terugkeer nie. En wat doen hy? Hy bou die oospoort toe. Ons het daar gestaan, dis onder moslembeheer, jy staan so aan die voet en dan sien jy, die oospoort is toegebou en daar's wagte wat die oospoort patrolleer, om seker te maak dat die Messias nie deur die oospoort inkom nie. Dis nie 'n joke nie, broers en susters, dis reël. Gaan Google dit, gaan kyk, die foto's is daar. Ek het dit met my eie oë gesien. Hulle het die oospoort gaan toemessel, omdat hulle nie wil hê die verlosser moet weer kom nie. Maar niks sal die wederkoms van ons Here keer nie. Niks sal Christus keer nie. Want hy sal kom om jou en my te kom haal. Die bassein sal blaas en die hele wêreld sal hom sien en elke knie sal buig en elke stem sal erken, hy is die Here. En dan sal hy op die troon gaan sit en die boeke oopmaak. En of die oospoort vandag toegemessel is of nie, geen steen, geen klip, sal die wederkoms van ons verlosser keer nie. Dis die evangelie van die oospoort. Dis waarom dit die poort van hoop is. En ek wil vanmôre afsluit. Leef met jou oë gerig op die oospoort. Kyk na die Olyfberg en onthou, die hemel is geopen. Jesus het opgevaar. Hou jou oë op die oospoort en sien Getsemane. Die olyf is 3 keer gepars. Hou jou oog op die oospoort, want Jesus kom weer. Hy kom weer. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, al wat ons vanmôre kan sê is dankie. Al wat ons kan sê vanmôre is loof u groot en heilige naam. Aan u kom toe al die lof en die eer in die hemel en op aarde. Amen. Broers en susters, kom ons sluit af vanmôre deur te staan en gebed van Koos Doep te sing. Ons ken dit baie goed. Kom ons staan, ons sluit ons af met hierdie pragtige lied.
die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen. Ek sê gister vir ons op, terwyl 'n mens gesond is en jy kan dit doen. Ja, en vir die kinders is dit ry nog meer. Ja, ja. Mooi bly.